This is a map of global oil flows put together by JP Morgan. Don't worry about all this text, we'll explain it in a minute. These red lines show the oil coming out of the Middle East, going out to the rest of the world. This is the stuff that's been cut off. Here it is back in December before the war. There it goes, the oil is flowing. But remember, it moves at the speed of a bunch of bicycles. So now it's January, and the oil is just finally reaching parts of Asia and Europe. And we're into February before it hits the US, and then it hits refineries in South Korea that then sends it on down these pink lines to Australia and New Zealand. So when the war starts and the oil stops flowing, there's actually still a ton out there, taking its long, lazy little bike ride around the globe. That's a big part of why things seem weirdly normal. For most countries, the oil shutdown has not reached us yet. We're still getting shipments that were sent out before the war started. So when do those shipments stop? If you look at that map again, it says most deliveries to the US will stop around April 15th. In Europe, they stop around April 10th. Asia, April 1st, so it's just getting started. But here in parts of Africa, it was March 20th. We're already well into it. And that's even hitting places like the US where we are still receiving oil from before the war started. Countries whose shipments ran out are creating this big surge in demand. So anytime you go to the pump or pay your power bill, you are bidding against them and they are bidding against you. And all of this is going to get significantly worse when China and Europe start running out of shipments too and surge demand to replace it, which is really close to happening. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by die uitsending. U het nou die opskrif gesien, erger as COVID, wat ons in die verlede gehad het 2020. En dan het u die videoetjie gesien wat ons vir u gespeel het, 'n deel van 'n video wat ek dink van al die video's wat ek gekyk het oor die spoed waarteen olie vervoer word en natuurlik die datum en die tye wanneer die blokkade begin is daar in die straat van Hormuz, is dit vir ons duidelik, kykers en luisteraars, dat dit is amper soos 'n sweep wat jy slaan. Jy weet, jy swaai hom en hy slag kom heel op die einde of eers teen die einde. En wat ek hier wil inbring vir u, en mense moet hierdie begrip begin verstaan. En dit is, ek verstaan dat baie mense, ek spring 'n bietjie rond, maar ek sal alles bymekaar bring. Ek verstaan dat baie mense sê, ja, julle sê al 100 jaar terug, en 600 jaar terug, en 1000 jaar terug, en 2000 jaar terug, dat dit is die einde van die tye, dit wat ons Messias vir ons voorspel het, dit wat die profete vir ons voorspel het, dit wat Openbaring vir ons voorspel het, Daniël en so meer. Wat hier anders is, luisteraars, en baie anders is, van hierdie tekens het in die verlede voorgekom, en ek verstaan dit, dan het die mense wat daai teken beleef het gesê, dis nou die einde van die dae. Die groot verskil is, daardie tekens was geïsoleer, dit was in 'n lyntjie, daar was nie selfoon nie, daar was nie eers telefone nie, daar was nie internetkommunikasie nie, daar was nie bote wat die wêreld besoek het oor en weer en orals heen nie. So dit was 'n geïsoleer, en dan het daai ou in hy geïsoleerde gemeenskapie van hom, wanneer hy sekere tekens ervaar, kom ons noem dit 'n sonsverduistering, dan dink hy, o, hier is die einde, die son verduister, en dit verstaan 'n mens. Maar wat ons nou in die laaste paar jaar sien, is wêreldwye tekens, nie geïsoleer nie, nie in een land nie, nie in 5 lande nie, nie in 20 lande nie, nie in 50 lande nie, wêreldwyd. Die eerste perd, die wit perd, toe die hele wêreld gesigskerms gedra het. Die hele wêreld. Daar was nie 'n land wat nie gesigskerms in 2020 gedra het nie. Hele wêreld. Né? Nou kom ons in dis die eerste perd. Die tweede perd is die perd wat sê en die vrede word weggeneem van die aarde. Dis nou Openbaring wat hierdie tye, en dan moet u onthou, ek wil u net attent maak dat Jesus het gesê, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voor al hierdie dinge gebeur nie. Menende, al die dinge van die begin van die smarte tot na die groot verdrukking, tot na die derde wêreldoorlog, tot na al hierdie skale en engele wat die skale uitgooi en perde van Openbaring, van die begin tot die einde, sal in die bestek van een geslag wees. Hierdie geslag, nou ja, is dit ons geslag? Is dit my kinders se geslag? Is dit van die ouer mense se geslag?
Want wat ons sien in die afgelope 6 jaar, is 'n wit perd, wat oor die hele aarde, almal dra mombakkies, COVID. En ek gaan nie oor dit in detail uitbrei nie, maar kom ons gaan na die tweede perd toe. Die tweede perd sê vir ons, dat die vrede word van die aarde af weggeneem. En gaan let maar op, hoe is daar onrus en optogte en protes oor die hele aarde, die hele Midde-Ooste. Gaan kyk die video's, gaan kyk die foto's van miljoene mense, vir watter rede ook al. Of dit nou is omdat hulle teen 'n oorlog is, of dit is omdat hulle vir 'n oorlog is, of dit in Amerika is omdat hulle teen ICE se optrede is en die skietery wat daar plaasgevind het, of dit in Amerika is omdat hulle teen Trump die No King oproer of protes wat ons die afgelope 2 weke gesien het, waar miljoene mense in tientalle stede in Amerika deel. So kan u sien die vrede is weggeneem, word weggeneem. Jy sien die onrus en die protes in Amerika, jy sien dit in Engeland, jy sien dit in Frankryk, jy sien dit in Europa, jy sien dit in die hele Midde-Ooste, jy sien dit oral oor die aarde. Dis die tweede perd, die vrede word die derde perd. En dis die perd wat ek dink nou logies besig is om nou plaas te vind. Erger as COVID. Wat sê die derde perd? Die derde perd sê, basies kos gaan duur raak. Dis wat hy sê. As 'n ander profesie wat baie mooi sê, hy sê jy gaan 'n dag werk om 1 brood te koop. So mense, dit wat jy nou per dag verdien, dis nou nie te sê die ou wat R1000 'n dag verdien, of die ou wat R200 'n dag verdien, of die ou wat 10.000, is dit nou uit die aard van die saak nie van toepassing nie. Menende, daar's mense, sekere mense, wat 'n dag gaan werk, en daai hele dag se salaris, gaan hy 1 brood mee koop. Dis mos nou kos wat duur raak, né? Dis die derde perd. En dis presies wat ons nou hier gaan sien. Jy het nou die videoetjie gesien van hoe stadig, so die nadraai, die effek van die straat van Hormuz wat steeds toe is, nog nie oop is nie. Se nadraai of effek, eintlik sy effek, het nog nie eers getref nie. Hy het nog nie getref nie. En ons staan al op R30 'n liter diesel. Min of meer, party plekke vra R2.33, party R28, hoe dit ook al sy. Dis waar ons nou staan. Met die moontlike vooruitsig, as nou sprake, dis maar gerugte van R15 en R17 volgende maand. Wat se effek gaan dit op voedselpryse in die wêreld hê? 'n Geweldige effek. Kan jy nog onthou hoe bekommerd was die wêreldekonome en ons eie ekonome, onder andere soos Dawie Rood wat gesê het in die COVID-tyd, hy's bekommerd oor hierdie COVID-toestand, want die inflasiesyfers het skielik die hoogte ingeskiet tydens en deur hierdie COVID-tydperk, toe al die Grendelstate toegepas is. En wat was sy bekommernis? Dat die armes, wat van min geld per dag lewe, gaan nie meer, daardie min geld gaan te min raak om kos mee te koop. En dan sit jy met 'n gevaarlike mens. Dan sit jy met 'n revolusionêr, glo vir my. U sal 'n revolusionêr word wanneer jy nie genoeg geld het vir kos nie. Dit is 'n teelaarde vir anargie, vir chaos, vir geweld, wat sal hand uitdruk. Dis net logies. En dit was, ou Ray Dalio het hom oor dit uitgespreek, sy bekommernis dat die arm gemeenskappe op die aarde sal begin hand uit. Jim Rickards, Ray Dalio, wat ek nou net genoem het, ou Gerald Celente, Max Kaiser, al die groot ekonome, ek kan aanhou opnoem, Adam Schiff, was bekommerd in hierdie COVID-tyd. En soos wat dinge tans daarna uitsien, in die Midde-Ooste en in terme van die energie van die wêreld, lyk dit of COVID 'n filletjie gaan wees. Lyk dit of daardie derde perd nou kan en gaan plaasvind. Ek het in die vorige video vir julle gesê, dat Iran gaan nie vrede maak, as daar nie 'n blywende vredesooreenkoms, oplossing, gebring word, ingestel word, ooreengekom word, op nie. Glad nie. Aan die ander kant sien ons, hulle het nou al 'n paar skietstakings van die hand gewys, omdat hulle 'n blywende vredesituasie wil by uitkom.
Die Amerikaners aan die ander kant, ons het die laaste bedreigement van president Trump gesien, waar hy gesê het, as julle nie binne 48 uur, waarvan daar nou al klaar weer 12-24 ure verby is, as julle nie onmiddellik die straat oopmaak nie, gaan ons julle skiet en bom tot in die Stone Age, was die woord wat hy gebruik het. En dis geweldige eskalasie, want op dit het Iran gereageer en gesê, as jy my infrastruktuur, wat natuurlik 'n oortreding van wêreldwet en teen alle humanitêre reg is, maar dit daar gelaat, as jy my siviele infrastruktuur, wat siviele mense, skole, hospitale, elektrisiteit, watervoorsiening, gaan skade aandoen, dan gaan ek, noem dit maar in eenvoudige Afrikaans, dan gaan ek die kanonne ooptrek op al die energie in die GCC lande. Dit is nou Kuwait en Qatar en Oman en Bahrein en Saudi-Arabië, in die United Arab Emirates, dis die GCC lande. En daardie energie, dan is dit chaos verby. Ons kan kla, die wêreld kan nie bekostig om 20% die straat van Hormuz te verloor nie. Ons sien klou stadige skepe, so ons gaan nou op 'n stadium eers eintlik die effek, fisiese effek van tekort. Ons is eintlik veronderstel om nog nie regtig tekorte te hê nie. En dis hoekom ons gesien het, daar's baie mense wat, jy kan ons nou dink, die sal terughou het, alles het teen die wet. Ek sal nie sulke kanse vat nie, dis groot moeilikheid daai, maar die mense vat sulke kanse en oortree die wet en vat die risiko, want die 10.000 liter wat hy nou vir R10 'n liter meer kan verkoop of R7 'n liter, bring vir hom R70.000 meer in. En as dit 100.000 liter is en 10.000 is niks nie. 100.000 is R700.000 meer, vir niks meer doen nie. Maar die effek van die afsluiting, as gevolg van die stadige beweeg van hierdie ketting, is soos 'n trein. Dis soos 'n trein op die see, wat met hierdie olie ry die heeltyd deur. Elke minuut, elke uur van elke dag, vir weke. En hierdie trein hou die hele vloei en energie van die wêreld aan die gang. En hierdie trein is 20% van afgesny, al vir 30 dae, ten minste. So nou begin die derde perd van Openbaring vir my en volgens ekonome voorspel dat inflasie op voedsel en voedseltekorte gaan nou 'n krisis raak. En wanneer dit 'n krisis raak, want wat bepaal prys? Prys word bepaal deur vraag en aanbod, né? So nou is daar skielik die vraag bly dieselfde, almal soek nog dieselfde hoeveelheid kos, maar die aanbod gaan minder word. En die gevaar wat ons nou betree is wanneer inflasie te hoog raak. Wanneer jy 'n dag se loon nodig het om 'n brood te koop, soos die Bybel voorspel in hierdie tye. Soos wat Openbaring se derde perd sê, kos gaan duur raak. Jy gaan soveel betaal vir 'n eva koring. Dit beteken kos raak duur. Dis die derde perd van Openbaring. Met die stikstofaanleg van Iran wat in ligte laaie opgeblaas is, gaan ons reeds kunsmistekorte beleef. Reeds. Daai aanleg is stukkend geskiet. Hy is in die brand geskiet. Hy gaan nie volgens die Iranese, volgens berigte, nie binne 'n jaar of 2 weer funksioneer nie. Wat se effek gaan daai tekort van kunsmis op die produksie, syfers, getalle van die wêreld kos voorraad hê? So sien u, bel vir logika, alles wat ons hier sien, realiteite, olie wat ons nog nie die effek van beleef het nie. Ons is al klaar op R7 'n liter meer, en waarskynlik gaan ons na 10 en meer in die maand wat kom, want wanneer kom daar die laaste van die 20% skepe, in terme van die 20% by die lande uit, want dan is daar 20% minder energie. En ja, hulle stel reserves beskikbaar vir hoe lank kan dit? Ons kan die paniek van die Amerikaners sien, in die retoriek, waar president Trump letterlik vuil woorde gebruik, soos maak die effen stryd vir 'n president. Dit getuig van iemand wat in 'n netelige posisie is. Wat ek verstaan, want die effek wat dit op die wêreld gaan hê, is geweldig. Dit is derde perd geweldig van Openbaring. Want dan skiet inflasie die hoogtes in en is kos peperduur.
Dis wat ons sien. Ons het klaar die eerste perd gesien 6 jaar gelede. Die tweede perd wat die vrede elke dag sedert die laaste 6 jaar wegneem, wêreldwyd. Daar's nie lande wat nie protes het nie en onrus het nie en alles daarmee saam. En nou is ons by daar waar die kos duur gaan raak. Baie duur. Die vierde perd, dan raak die kos so duur, dan raak dit hongersnood. Dan raak dit 'n gevaarlike vlak van te duur kos, hongersnood. Dit wat Dawie Rood gesê het, hy's bekommerd wanneer hierdie arm massas se toelaag wat hulle kry, nie meer vir hulle kos genoeg in 'n maand kan koop en dek nie. Dan sit jy met iemand wat geweld gaan pleeg. Verseker, om kos te kry en daarmee saam natuurlik al die misdaad en alles wat daarmee saamgaan. Maar aanvanklik gedryf deur 'n hongermaag. Baie gevaarlik. Henry Kissinger, wat al oorlede is, ou 33 graadse vrymesselaar, voormalige sekretaris-generaal van Amerika, het gesê, in so 'n tyd, in die tye wat kom, interessant dat hy dit so akkuraat gesê het, nee, is omdat hy nou maar betrokke is in al hierdie Babyloniese stelsel en masjien en weet wat kom, want dit gaan maar alles oor wêrelddominansie deur Babylon. Maar ja, kom ons gaan nou nie op daai lyn in nie. Hy het gesê, in the times to come, die persoon wat nie 'n groepering is nie, wat nie homself kan verdedig en beskerm nie, en wat nie sy voedsel kan verdedig en beskerm nie, sal verwoes en vernietig word. Deur wie? The roaming masses, die malende massas. En dis die gevaar wat ons nou ingaan, is watter inflasie effek, en ek sien die derde perd, kos gaan nou vorentoe duur raak. Dan gaan hy so duur raak, dat 'n groot deel van die armes oor die aarde, Suid-Afrika ingesluit, gaan nie meer voedsel kan bekostig nie, en dan gaan geweld en onrus uitbreek, sporadies en baie vinnig eskaleer, want dan raak dit 'n mode, 'n tendens, en daarom kykers en luisteraars, maak seker u sluit aan. Ek sê vir u, speletjie tyd is verby. U gaan ook sien dat liberales of linkses wat hierdie boodskappe nie wil hoor nie. Oom Sien het dit baie mooi gesê by geleentheid. Hy het gesê, hy het 'n gesig gehad wat gesê het, hy sien teen die einde, bid die linkses dat hierdie dinge moet ophou, uit vrees dat sy gesigte in vervulling sal gaan. Hulle sal in vervulling gaan. Die profeseë van die Bybel sal in vervulling gaan. En dan gaan mense kwaad word, jy gaan begin sien, mense gaan kwaad reageer op hierdie tipe video's, en dit gaan nie wees omdat hy regtig kwaad is vir hierdie boodskap nie. Hy's kwaad vir hele toestand, en daar's niks wat ons daaraan kan doen nie. Ek hoor wat mense sê, ons kan nie dit nie, ons kan nie, ek hoor wat jy sê, 'n verskoning gaan niks aan die gevolge en die realiteit wat jou gaan tref, verander nie. 'n Verskoning klink goed, dis al wat dit is, dit klink net goed, beteken niks, 'n verskoning beteken niks. Ek praat nie van 'n verskoning om te sê ek is jammer oor iets nie. Dis 'n ander verskoning. Ek praat van 'n verskoning om iets nie te kon doen nie. Jy gaan met die reaksie, die gevolg daarvan gaan jy sit. Dis die realiteit. Dis ongelukkig hoe dit is. Dit is soos dit is. Kykers en luisteraars, sluit aan, skakel in, share, deel, subscribe. Ek gebruik my Engelse woorde want dis wat die meeste mense duidelikste verstaan. Sluit aan, raak deel, sluit aan by Suidlanders. U sien op ons AI video's wat ons uitgee, die hele idee daarvan, ons het hom maar net AI genoem, omdat ons eintlik maar net 'n AI akteur gebruik, om die kennis en die inligting en dit wat Suidlanders ingerig het en inrig, om dit vir u oor te dra. Dit is al wat eintlik AI beteken. Dit word deur ons nasionale departementshoofde en al hierdie inligting wat met u gedeel word deur die Suidlande noodplan vir u gedeel. Die AI is eintlik maar net 'n akteur wat ons kan gebruik om dit oor te dra, hierdie inligting vir u. So, maar net om jy 'n bietjie gerus daar te stel. So kykers en luisteraars, ja, sluit aan, raak deel en tot 'n volgende keer. Totsiens.